You are now listening to the program Straight Talk with the United Independent Movement on Joy Radio, presented by Professor Aubrey Burger and the Secretary General Jacques Taljaard of the UIM, where we hold nothing back when talking straight about the current situation in South Africa. Ek gaan nou luister na die program Straight Talk met die United Independent Movement hier op Joy Radio, wat aangebied word deur Professor Aubrey Burger en die Sekretaris-Generaal van die UIM, Jacques Taljaard, waar ons niks terughou nie wanneer ons reguit praat oor die huidige situasies in Suid-Afrika nie. You are tuned in here on Joy Radio, your companion and friend in Jesus. The following program is paid for and proudly brought to you by the United Independent Movement. This program contains political content. The views and opinions expressed in this program and broadcasts are those of the UIM and its representatives, and do not necessarily reflect the views and opinions of Joy Radio, its management team, sponsors, the owner or board of directors. This program is paid for by the United Independent Movement, which accepts full responsibility for its content in accordance with the Electoral Act and ICASA regulations. Joy Radio, your companion and friend in Jesus. En die woord my zwaard, wat kan die vijand maak? Ek is 'n koningskind, die bloed gebind, hy is my goed gesind. Met die wapenrusting aan, voorwaarts in sy naam, soldaat van God. Met die bloed van die lam en die gees as ons vlam, 'n man van God, 'n vrou van God, soldaat van God. Hy is die koning wat weer kom, meer helder as die son, almal buig voor hom. Met die wapenrusting aan, voorwaarts in sy naam, soldaat van God. Met die bloed van die lam en die gees as ons vlam, 'n man van God, 'n vrou van God, soldaat van God. Ek die koning kom, draai terug na hom, die lam van God. Ja, die koning kom, en ons word hier hom, 'n man van God, 'n vrou van God, soldaat van God. Ek is 'n koningskind, die bloed gebind, hy is my goed gesind. Met die wapenrusting aan, voorwaarts in sy naam, soldaat van God. Met die bloed van die lam en die gees as ons vlam, soldaat van God. Met die wapenrusting aan, voorwaarts in sy naam, soldaat van God. Met die bloed van die lam en die gees as ons vlam, 'n man van God, 'n vrou van God, soldaat van God.
Goeienaand, geliefde luisteraars. En ja, welkom by die eerste program van Straight Talk oor UIM, net hier so op Joy Radio. Yes, your companion in Jesus, bringing you this brand new program from the United Independent Movement, talking straight, not around corners. Ja, daar's geen kurwes of niks nie. En ons het afgeskop met daai ene van Gerrit Stein met Soldaat van God. Want inderdaad, dit is wat ons ook is. Ons is soldate van die Vader en ons is soldate vir hierdie land van Suid-Afrika. Dit is wie die UIM is. Nou ja, geliefdes, die van u wat gereeld ingeskakel is op Joy Radio, sal nou al weet, sal seker al my stem ken en herken. Ja, dit is ek, Professor Aubrey hierso, en soos gewoonlik, daar is in die tegniese afdeling die ander kant sit Jill, sy is besig om al die goedjies daar vir ons uit te sorteer, en daar aan die ander kant in Pretoria, ons is weer op die Zozo platform. Daar het ek my mede-gasheer, wat saam met my week na week hierdie program gaan aanbied, en dit is, soos jy gehoor het met die inleiding, niemand anderste is Jacques Taljaard, die sekretaris-generaal van die United Independent Movement nie. Nou ja, ek gaan vir Jacques vra, dat hy hom eerself bietjie sal voorstel, vir julle bietjie sê, wie is Jacques Taljaard? Wat doen Jacques Taljaard? Waar kom Jacques Taljaard vandaan? Is hy in die mark, is hy nie in die mark nie, daai tipe goed, want ek weet, daar's baie klomp jong dames wat moontlik sal belangstel daaraan, maar ek dink julle met julle hoop te hoog opkry nie, hoor. Jacques, goeienaand, welkom hierso op Straight Talk oor UIM, hierso op Joy Radio, dit is jou debuut vanaand op die radio, hierso by ons op Joy Radio, so weer eens my kant of baie welkom, en ons gaan hom vanaand ook so bietjie meng, Afrikaans, Engels die mekaar sit, want ek glo ons luisteraars almal, hulle ken die Engels en hulle ken die Afrikaans, en hulle behoort die mengels ook te ken. Maar vertel ons bietjie meer, eers van Jacques Taljaard asseblief. Goeienaand prof, en dankie, dit is 'n voorreg om hier te wees, om met jou te gesels. Ja, daar is nie veel van my om wat ek vir myself kan sê nie, ek is maar 'n doodgewone ou wat gebore is in die Vrystaat. Ek is al 45 jaar oud. Ek het geswaat op Stellenbosch. Ek het 'n paar draaie in die lewe geloop. Ek was bietjie 'n paar dinge gaan beproef en was al op 'n paar plekke gewees en toe het ek op die rype ouderdom van 36 het ek besluit om te gaan regte studeer. En ek is nou op die punt om klaar te maak daarmee. Ek het 2021 betrokke geraak met politiek. Eintlik teen my sin wat ek betrokke geraak het. Ek het per toeval betrokke geraak. Maar jy weet, dit het toe nou, ja, hier sit ek vandag, jy weet, ek is glad nie spyt nie, ek sê vir hom ek spyt dat ek betrokke geraak het nie, en hoe meer tyd ek spandeer het in die UIM en met die politiek, het dit 'n passie geraak vir my. Soveel so dat, ja, ek wil nie na myself verwys as 'n politikus nie, maar jy weet, dit is maar die platform wat ons maar moet gebruik as ons sekere dinge in hierdie land gedoen wil kry. Dan moet ons dit maar op 'n politieke platform probeer doen. Ek het 'n baie oulike meisie, jy het dit genoem, dat ek op die mark is, ek is definitief nie op die mark nie. Ek het 'n baie oulike meisie, sy lê langs my op die bank en kyk, sy is ook ingeskakel en sy kyk en ek weet sy het, daar's 'n wapen wat aan my gerig is, of as ek dalk enige foute maak of sê wat ek nie moet sê nie, of nie sê wat ek moet sê nie, so ek trap maar my spoor. Ja, nee, soos ek sê dat, ja, so die hoop wat by die dames miskien na buite gehad het, is verby. Julle moet maar onthou, hy is nog net nie gering nie, maar hy is gevat. Ekskuus, prof, ek kan jou nie hoor nie, jy het heeltemal weggeraak en ek kan jou ook nie sien nie. Ganas. Kan jy my nou hoor? Kan jy nie hoor nie, jy is baie sag en daar is ook nie beeld nie, ek kan jou ook nie sien, jou skerm is donker. Jy skip verloor. Ja, ons refresh maar net gou hierso van die kant af. Kan jy ons nou hoor, Jacques? Kan jy nie hoor nie, kan jy ook nie sien. Ek hoor jy is baie sag en ek kan jou glad nie sien nie. Ok, miskien moet ek net nader bietjie aan hierdie mikrofoon kom.
Al kan jy my nie sien nie, ek kan myself sien, maar solank jy my kan hoor. Luisteraars, ja, Ek kan jou vaagwerk hoor, maar dit, ja, ek dink nie die fout is aan my kant nie. Okay, ek dink kom ons Ek weet nie of ek miskien gaan moet uitgaan om weer inkom nie. Kom ons kyk of dit werk. Kom ons vat gou-gou 'n musiekbreek en dan sorteer ons dit gou-gou uit en dan ja, dan is ons nou weer terug saam met ons luisteraars. Prof. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain moved. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I'll fight on my knees with my heads lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Yeah. For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the exits, you see the beauty. Thank you, God. When all I see is the cross, God, you see the empty tomb. So when I'll fight on my knees with my heads lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. In almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. In almighty fortress, you go before
Nou ja, ons is terug geliefdes, die tegniese probleempies is uitgesorteer. Onthou ons WhatsApp nommer hierso in die ateljee op Val Oewer is 0796780510 waar ons vandaan vir jou hierdie program lewendig uitsaai van hierdie kant af. Ja, van hierdie plaas ateljee af. Maar nou ja, kom, julle het nou gehoor wie Jacques is, julle weet wie ek is en die weet nie wie ek is nie. Skakel maar gerus môreoggend na die oggendmengelmoes van Morning Mingle van 6 tot 9 in, dan sal ek julle mooi vertel wie ek is. Maar vanaand gaan het gaan oor die United Independent Movement. Jacques, ek wil vra, hoekom die naam Straight Talk oor UIM? Prof, kijk, ons is nou maar een ding wat ons voor bekend staan, is die feit dat ons die doekies omdraai nie. We say in Engels, we call a spade and not a agricultural implement. Ek dink dit is belangrik dat mense met mekaar eerlik moet wees in hierdie land. Daar's baie politicians of politikus daar buite wat ons weet, hulle is lief daarvoor om stories op te maak en om mense om die bos te lei en vir mense nie die volle waarheid te vertel nie. En ek dink dit is een van ons party se sterkpunte oor die laaste 4 jaar, is die feit dat ons, so sê in Engels, we keep people accountable. Dis een van die dinge wat ons gesê het ons gaan doen. Ons gaan seker maak dat die wat beloftes maak, hou by hulle beloftes, en die wat besig is met nonsens, ons gaan dit ontbloot. En ons sê ding reguit, ons mense nie daarvan hou nie. Gelukkig is daar 650 ander politieke partye daar buite wat hulle by kan aansluit. Maar ek dink die mense verdien die waarheid. Verskoon my. Die mense verdien om 'n ding te hoor, soos wat hy gesê moet word. Ons sit, jy weet, met al die korrupsie en al die dinge wat in hierdie land aan die gang is, die laaste ding wat ons nou nodig het, is om nou vir die mense te jok en vir die mense te lieg en stories om te draai. Doekies, wat is die woord? Doekies om te draai. Ja. Yes, dit is nie wie ons is nie, dis nie wat ons is nie, en ons sal eerder die kritiek wat daarmee saamkom, sal ons maar vat op die ken, maar dit is by ons gaan bly. Ons gaan nie jok nie, ons gaan nie vir mense partykeer is dit nie lekker om die waarheid te praat nie, waarheid maak seer, waarheid kry partykeer in die moeilikheid, maar ek bedoel, as ons nie kan begin op daai grondslag nie, as ons nie ten minste daarmee kan begin nie, jy weet, dan is enigiets wat ons daarna sê, of beloof, it's not worth the paper it's written on. Absoluut, Jacques. Ja, nee, laat my dink, my gelede, ons gerede luisteraars ken my ook nou al so, dat ek soek 'n koud ook niks as dit by die woord kom nie. Ons praat reguit en ons sê hom soos hy moet wees, en dit is een van die redes ook hoekom ek deel geword het van die UIM. Om die UIM staan vir geregtigheid, die UIM staan vir om die mense te dien, nie om dienaars om gedien te word nie. Hulle is nie om te sê, luister, stem vir my, en laat ek inkom nie, en dan gaan ek nou terugsit en kyk hoe kan ek my sakke vol maak nie. Maar Jacques, voordat ons dit te diep daarop ingaan, wil jy nie vir ons luisteraars, want ek weet daar is luisteraars wat luister vanaand, wat moontlik nie eers, of sal ek dit so stel, vanaand vir die eerste keer van die UIM hoor, van die United Independent Movement. Kan jy vir ons 'n bietjie agtergrond gee, hoe die UIM ontstaan, waar kom die naam vandaan, en jy weet, hoe dit posgevat, weet, gee vir ons 'n bietjie agtergrond, bietjie vleis daaromtrent asseblief. Ek dink ons moet begin miskien by die leier, die president van die UIM, Neil de Beer. Ek en Neil de Beer ken mekaar al vandat ek 19 jaar oud is. So dis nou 'n paar goedjies wat ek nie net van myself vertel het nie. Maar ek het net na skool, net nadat ek matrikuleer het, toe ek Stellenbosch toe gegaan het, het ek by 'n rugby instituut gaan aansluit. En dit was die enigste rugby instituut van sy soort ooit in die wêreld. Wat begin is deur Neil. Dit was Neil se hoe sê hulle, brainwave, dit was sy konsep. Hy het rugby klinieke en rugby instituute soos wat ons dit vandag ken, is begin deur Neil. En ek was 'n eerstejaars student gewees in 2000 en 'n tweedejaars student in 2001, en dis waar ek van Neil ontmoet. En ek en Neil daarna het ons bevriend geraak en ons te pad gestap vir die laaste 27 jaar. Ons was op 'n stadium ons saam in Uganda gewerk. Ek was by sy troue, ek was by sy bachelors, ek was by sy kinders se doop. Ek ken van Neil al baie jare. En in 2020 het Neil begin plasings maak op sosiale media. Politieke plasings, want hy was nie regtig betrokke in politiek voor dit nie. En hy het politieke plasings begin maak, en
die mense het nogal aanklank gevind daarbey. En ek het begin uitreik na hom toe en ek het hom begin vra, waarom is jy besig? Wat is hierdie United Independent Movement waarvan jy praat? En hy het toe vir my verduidelik dat daar 'n paar mense daar in die Kaap was, gesiene mense daar wat vir hom gevra het of hy sou belangstel om te hardloop as 'n independent kandidaat in die volgende verkiesing. So wat gebeur het is, daar's mense, advokate, ek gaan nou nie name noem nie, maar hulle het agtergekom dat ons konstitusie, as dit kom by Freedom of Association, dit was die wet wat sê dat jy aan 'n politieke party moet behoort om deel te kan neem aan 'n verkiesing. Is ongrondwetlik verklaar, basies. En hulle het dit toe as 'n geleentheid gesien om vir Neil te probeer oortuig om te ran as 'n independent kandidaat in die volgende verkiesing. En dit het baie oortuiging gekos. Kyk, Neil was nog altyd betrokke met aktivisme, nog altyd, veral daar in die Wes-Kaap. Hy het op daai stadium was hy betrokke by die CRU units daar in die Kaapse vlaktes. Dit was so 'n community response unit, skus ek praat nou 'n bietjie mengels, van mense van die gemeenskap wat in die aande uitgegaan het en dan hulle strate gaan patrolleer en die polisie gehelp om misdaad te bekamp. Ek dink enige iemand wat ons ken en wat ons al volg vir die laaste 4 jaar sal daai video's onthou. Lang terug 2021, hy het elke naweek het Neil in 'n polisie wa gesit of in 'n polisiekar gesit met sy bulletproof vest aan en sy uniform. En dan het hy 'n videoetjie gedoen wat hy so uitgestuur het vir die mense en gesê het, ons gaan nou uit, ons gaan dit patrolleer. En hy het dit gedoen, hy het dit vir 'n baie lang tyd gedoen en hulle misdaadsyfers in die Kaapse vlaktes en sekere areas daar in die Kaapse vlaktes het hulle baie afgebring en 'n baie groot verskil gemaak. Hy het sy lewe op die lyn gesit om hierdie tipe van aktivisme, hierdie tipe liefdadigheidswerk te doen. En dit was toe nou een van die redes hoekom hulle vir hom gevra het om te hardloop as 'n independent kandidaat. En hy het my toe op 'n stadium begin opvlieg Kaap toe, dis nou in die begin van 2021. Want hy het geweet ek is besig om regte te studeer en hy het gesê hy soek iemand wat hom 'n bietjie kan adviseer as dit kom weer by konstitusionele reg. En hy het my so opgevlieg elke week. Op 'n maandag het ek gevlieg, dan vlieg ek op 'n Vrydag weer terug Pretoria toe. Dan gaan bly ek daar by hom in die Kaap en dan vertel hy my waarmee hy besig is en die UIM was op daai stadium 'n liefdadigheidsorganisasie, 'n NPO. En hy vertel toe vir my wat sy planne is wat die politiek aan betref. Maar ons het toe 'n Indaba gehad in Februarie 2021 in die Kaap. En by die Indaba was daar omtrent seker 30 of 40 mense. Dis almal mense wat op daai stadium geïnspireer was deur wat hy mee besig was op daai stadium, daai beweging wat hy begin het. En hulle wou betrokke geraak. En hoe meer ander mense begin betrokke raak het, hoe meer het ons begin gesels hieroor en ons op 'n stadium, ek wil nou nie dit voorspring nie, maar ek sal vir jou vertel later hoekom ons toe nou besluit het om 'n politieke party te word in steede daarvan om 'n non-profit organisation te bly. Maar dit is waar die UIM basies sy oorsprong gehad het. Dit was aanvanklik, soos ek sê, dit was Neil wat gevra is om te hardloop as 'n independent kandidaat. Hy het toe die non-profit organisation gestig, want soos ek sê, hy was betrokke met hierdie tipe van werk en aktivisme daar in die Kaap. En so het hy begin kontak maak met mense en ek het uitgereik na hom toe en so het ek en hy weer na 'n paar jaar wat ons mekaar nie gesien het nie, weer by mekaar uitgekom en toe het ons begin praat oor politiek en die politiek in hierdie land en dis waar die saadjie maar basies geplant was. Ja, ek sien hierso ons het 'n boodskap ingekom van Kurt af. Hy sê, listening all the way from Mitchells Plain in Cape Town. Nou ja, Mitchells Plain, Kaapstad, baie welkom hierso by ons. En ek hoop dit is nie die eerste keer en laaste keer wat jy inskakel op Joy Radio nie. En ja, daar's baie lekker musiek, luistergenot op Joy Radio, baie geestelike programme om te luister. And I say the UIM is a party for the people, the only party that has integrity and speaks truth. And I say that Mitchells Plain still speaks about President Neil down here. Met ander woorde, hy sê die mense, die daar waar, soos jy nou gesê het, dat Neil het sy aktivistiese werk, sy non-profit werk, sy vrywillige werk wat hy daar gedoen het,
dit steek nog steeds by die mense vas. Dit is nog steeds in hulle harte. Hulle weet nog daarvan. Hulle is nog heeltemal bewus daarvan. So ja, dit is ek meen en dan sien ek hier's nou nog een wat gekom het en hierdie een is van sê good evening Prof and Jacques, hope you are both well from Chris Herodes. En dit is al die pad van Port Elizabeth af. Nou wel, welcome to the program as well. En ek sien die boodskappe is nou besig om vinnig deur te kom. Ons sal nou weer 'n bietjie nog 'n paar van hulle vasvat daarso. Maar Jacques, sê vir my toe, julle het nou gepraat en die mense het Neil probeer oorreeg om 'n politieke party te begin en so aan. So jy het genoem 2021. Is dit toe wat die NPO toe nou 'n politieke party geword het? Ja, ons het toe nou die mense, soos ek sê, op daai stadium, weet, dit was nou maar Neil en soos wat mense betrokke begin raak het, en ek dink ons het gesien op daai en daar waar die hoeveelheid mense wat daar was, wat almal wou deel maak, almal wou deel wees van hierdie beweging. So ek moet op daai stadium met almal maar vir Neil ondersteun om te hardloop as 'n independent kandidaat, maar daar het so baie mense betrokke geraak dat ons het toe nou op 'n stadium met ek en Neil gesit een aand en toe praat ons hieroor toe kyk ons eers in die eerste plek na hierdie poging wat aangewend, wat hulle mee besig was op daai stadium om die wet te herskryf rondom, jy weet, die constitutionality, as ek dit so kan stel, van die freedom of association, daai gedeelte van die konstitusie. En ons het toe nou besef dat, jy weet, dit is nie 'n ding wat sommer net gaan die regering gaan dit nie sommer so aanvaar nie. Ons was oortuig daarvan dat daai beweging of daai poging teenstand sou kry, want ons kon nie sien dat, jy weet, enigiets wat nie op daai stadium die regerende party sou bevoordeel, dat hulle enigiets in daai lyn sou ondersteun. So ons het geweet daar gaan teenstand wees en dat hulle die ding sou probeer beklei, om seker te maak dat jy weet, uiteindelik nie wet word nie. En ons wou ook die kans vat nie. Ons wou ook nie, weet, 3 of 4 jaar se werk in sit, net om by die verkiesing te kom in 2024 en dan uit te vind dat, jy weet, daai wet is nog nie herskryf nie, of die wet is op so 'n manier herskryf, dat dit anyway, dit geen baat inhou vir ons as independent kandidaat. Jy sê ons, weet jy wat, die veiligste ding om te doen is om maar, soos jy sê, if you can't beat them, join them. Die veiligste ding om maar te doen is om 'n politieke party te stig. Ons was baie huiwerig om te doen op daai stadium, want soos ek sê, nie een van ons het enige political aspirations gehad nie. Nie een van ons was politikuste nie, ons wou nie politikuste word nie. Ons het meer belang gestel in die aktivisme en om die gemeenskappe te help en daai tipe werk is wat ons in belang gestel het. Maar ons besef toe dat, jy weet, as jy regtig die tipe verandering wil maak in Suid-Afrika wat verrykende gevolge sal hê, moet jy dit doen op 'n politieke platform. En ongelukkig is, jy weet, die mense wat ongelukkig daarbo sit, wat ons verkies het, wat besluit te maak namens ons, was nie in ons opinie die regte mense nie. Jy weet, hulle sê, daar was een van ons slagspreuke in 2021 was, the people here, politicians there. So ons het altyd baie hard en duidelik gemaak dat ons is nie politikuste nie. Ons is normale mense wat in hierdie land, weet, wat dieselfde struggles gaan as elke ander mens in Suid-Afrika, en ons het net op 'n punt gekom wat ons gesê het, weet jy, ons is 'n gatvol, skoon my die taal, ons is nou moeg, ons gaan nie meer sit en kyk hoe dinge hier reg onder ons neus skeef loop nie, onder ons neuse nie. Ons is nie in 'n posisie, baie van ons is, maar baie van ons is in 'n posisie om die land te verlaat, maar ons wil nie. Ons wil nie die land verlaat nie. Hoekom moet ons? In die eerste plek gaan ons sal nooit emigreer en ons families en ons vriende agterlaat. So, emigrasie en om oorsee te gaan was nooit 'n opsie vir ons. En ons het gesê, ons moet bly en ons moet probeer om te red wat te redde is hier in Suid-Afrika. En die enigste manier om dit te doen, en om seker te wees daarvan dat hulle nie op die einde van die dag gaan kom met allerhande loopholes en reëls en regulasies wat ons gaan pootjie nie, was op daai stadium om 'n politieke party te volg. So ons het die besluit toe gemaak en ons het toe
met die IEC kontak gemaak, dat ons vertel wat om te doen. Ons moes 'n konstitusie skryf, ons moes 500 handtekeninge kry, so ons moes basies 'n endorsement gekry het van 500 mense, wat ten gunste daarvan was dat ons 'n politieke party stig, en ons moes dit op 'n vergadering doen. So dit is wat hulle vir ons daai tyd gesê het, ons moet 500 handtekeninge op 'n vergadering kry. So toe dink ons nou, hoe gaan ons dit nou reg? 500 mense op een plek, 500 handtekeninge. Toe besluit ons om 'n live uitsending te doen op Facebook, en ons het mense genooi, en ons het 700 mense daai aand op daai live gehad, en ons het die live gerekord, verskoon my mengels, ons het die live gerekord, en ons het vir die mense gevra, almal van julle wat ten gunste daarvan is, dat ons 'n politieke party stig, geef ons 'n thumbs up. En ons het elke een van daai thumbs ups gaan tel, en ons het daai live recording het ons gehou, en toe het ons forums uitgestuur, en vir mense gesê, hulle moet asseblief daai forums invul, hulle handtekeninge maak op daai forums, en dit vir ons koerier. En ons het oor die 700 handtekeninge gekry, ons het daai handtekeninge gevat in so dik pak, ons het dit Postnet toe gevat, met ons konstitusie, want onthou ons konstitusie moes eers goedgekeur word deur die IEC, want daar's 'n ellelange lys, tickboxe en goedes wat daai konstitusie aan moes voldoen. En ons het ons konstitusie gevat met ons 700 plus handtekeninge, ons het dit gepos IEC toe, en 'n week of wat daarna toe laat weet hulle vir ons konstitusie is goedgekeur, ons handtekeninge, alles is in orde, en toe het ons sertifikaat gekry, toe is ons amptelik geregistreer op die 2 Augustus 2021. Ja, sê vir my die naam UIM. Is daar enige besondere betekenis daar agter? Hoe het julle op die naam gekom? Ek dink dit is nog 'n vraag wat mense seker daar buite vra. En ek meen kom ons klaar dit op vanaand vir hulle. Dit het begin, soos wat ek gesê het, Giel was 'n independent kandidaat, en sy idee was om alle independent kandidate daar buite, want daar's baie mense daar buite wat 'n groot verskil in hierdie land kan maak. Maar omdat hulle nie politieke partye behoort nie, gaan hulle nooit daai geleentheid kry. En toe daar sprake was daarvan dat daai wet gaan herskryf word, het Neil gesê, weet jy wat, as ons 10, 20, 30 van hierdie independent kandidate bymekaar kan kry, weet passievolle mense wat regtig verskil wil maak, en ons kan hulle verenig, dan kan ons amper hoe sê hulle operate soos 'n politieke party, maar ons is nie 'n politieke party nie, ons is 'n klomp independent kandidate wat verenig is, United Independent, en ons is 'n beweging, ons is nie 'n party nie, ons is nie 'n geregistreerde entiteit nie, ons is basies 'n beweging wat bestaan uit verskillende independent kandidate wat gaan deelneem aan die verkiesing. Dit was die droom gewees, om dit reg te kry, maar soos ek sê, ons het besef, ons gaan teenstand kry, en daar gaan teespoed wees, en jy weet, hierdie regering, die ANC en hierdie lots is vol toertjies en triks en allerlei dinge, en ons wou nie daai kans vat. Op die einde van die dag het ons besluit om die naam toe nou te behou. Ek dink ons is nog steeds verenig. Ek dink ons is, as 'n party, het ons anyway daai doelwit bereik, want ons is nou nie 30 sê dan maar verskillende geregistreerde independent kandidate nie, maar ons sit met 'n party wat bestaan uit mense wat almal aktiviste is in hulle eie reg, en mense wat almal passievol is vir Suid-Afrika en sy mense. So die droom is op 'n manier, het Neil sy doelwit bereik. Ons het dit nou net op 'n ander manier, ons het net 'n ompad gevat. En ons is nou 'n party wat geregistreer is, en die mense wat in die UIM behoort, ons is almal verenig of united in prinsip en in beginsels. Dit is wat ons verenig of unite binne in hierdie party. Ons is nie daar's baie partye daar buite, as jy gaan kyk na hulle, kan jy sien, hulle is op, hoe sê hulle in Engels, they are united on a cultural level, of they are united on a demographic scale of level. Nie ons nie. Dis hoekom almal welkom is in die UIM. Die mense wat in die UIM is almal mense wat dieselfde beginsels het. Ons het dieselfde visie, dieselfde doelwitte. Dis wat ons verenig. En ons het maar net besluit om by die naam te bly. Ons sien onsself nog nie reg as 'n politieke party nie, want ons is nie politikuste nie. Ons sien onsself nog steeds as 'n beweging eintlik, want ons is 'n beweging wat bestaan uit baie mense wat
jy weet wat dieselfde doelwitte het en wat dieselfde beginsels het en ja, dit is maar wie ons is. Ons het maar besluit ons bly maar by die naam. Ja, dankie vir dat jy daai so mooi vir ons opgeklaar het. Voor ek by my volgende vraag kom, ek wil net gou net weer so 'n paar boodskappe antwoord hier, sommer nou dink jy luisteraars, ons vergeet van hulle. Ek sien net 'n boodskap van 'n Stella Mouton afgekom en sy vra, is wis vir Joy Radio, UIM. Nou, ek weet waaroor die vraag kom in dit en hoekom die vraag gevra word. En ek wil net die stelling maak, jy het net nou, en ek wil dit terugbring wat jy nou gesê het, dat jy het gesien dat die een klomp sit hier en die ander een klomp sit daarbo en dis presies wat ons huidiglik in hierdie land ook het. Maar as ons teruggaan na die woord toe, na die Bybel toe, dan sal jy vind dat elke liewe koning wat God aangestel het, was 'n politikus, want hy het 'n land geregeer. Moses het God aangestel as ambassadeur om sy volk te bevry, te gaan uithaal uit Egipte uit onder Farao uit. Hy moes gaan die onderhandelinge gaan doen het, want dit is tog dis wat 'n ambassadeur doen. Hy is daar so om in te tree, onderhandelinge te doen, samesprekings te voer en alles uit te sorteer. Josef aan die ander kant, hy het opgeëindig as jy kan sê die visie-president van Egipte. So ja, hierdie is ook 'n platform op Joy Radio vir die UIM en vir wie ook al deel wil wees van op Joy Radio. Hier is niks om weg te steek nie, in die eerste plek nie. Maar ek sien dan is hierso nog, dan die is ene van, wie is hierdie? Kom ons kyk gou. Dis van Barry af. Ja, dankie dat jy luister Barry. Hy sê Barry luister ook. UIM is vir die mense. Ek weet vir wie ek gaan stem. Sê vir Jacques, ek sê hallo. En hy sê jy moet hom een of ander tyd, maar ja Barry, hy waai vir jou ook hallo hoor. En dit is die stigters en van Joy Radio en sy vrou Christel. Jacques, hy sê as ons wil kan ons jou effens oor die tyd gaan omdat ons daai tegniese probleempie gehad het. Ag Barry, baie dankie, is gaaf van jou. Ons waardeer dit regtig waar. En dan het ek hierso van Benjamin Hannibal af. Benjamin Hannibal is hier van Valdriehoek af, deel van Mfoleni. En ja, hy sê good evening SG Jacques and Prof Aubrey. I just want to say since the day I joined the UIM, I have never once looked back. Being an active member has been one of the best decisions of my life. The movement is growing, the energy is real, and I'm proud to stand with you in building a better South Africa. Baie dankie daarvoor, Benjamin. En dan is die een van Erlita af, sy is ook daar van die baie af. Lekker to be here, exactly what Jacques said. We are here to stay and fight for a beautiful country. En sy sê, I'm loving the show. Thank you very much, Erlita. En dan is daar een van Clara af, daar van Mpumalanga uit. Sy sê, luister uit Betpal Mpumalanga, trots UIM, together we will. Clara van Sail. Baie dankie, Clara. En net kyk wat is jy nou. En dan sê Kurt ook hier vir ons, I want to release the word over the UIM tonight. Micha 6 verses 8 from out the new English version. He has shown you, O mortal, what is good and what does the Lord require of you, to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. I say, this is who the UIM is, in Jesus' name. Baie dankie, Kurt. En ja, Kurt is ook, hy is ook in die bediening aan die Weskaap en hy is ook 'n erkende profeet daaronder. En dan het ek en die Jacques. Prof, Sison. Die mense wat deel is van die UIM, soos jy nou van gepraat het, word hulle betaal, doen hulle dit vrywillig? Ek weet vir 'n feit, met die navorsing wat ek gedoen het, die UIM kry nie die befondsing by die ander politieke partye kry nie, glad nie. Hoe bly julle aan die gang? Ons bly aan die gang deur mense se liefdadigheid en mense se positiewe gesindhede. Dit is simpel soos dit. Ons het
Ons het organies gegroei van 2021 af. Ons kry bitter min fondse, en die fondse wat ons kry is maar fondse wat ons genereer deur ons social media video's wat ons maak. Ons lidmaatskap is verniet, maar daar is 'n opsie vir mense om 'n betalende lid te word. Kry bietjie geld daardeur, bitter min. Maar nee, ons het nie groot hoeveelheid donors en funders en daai tipe van ding. Ons hoop en bid dat dit gaan verander, want ek dink as ons 'n bietjie van 'n finansiële inspuiting kan kry, kan ons baie meer doen, want die ding is, ons sit hier met verskriklike planne. Ons, we are roaring to go. Ons sit in ons blokke en ons wag net vir daai skoot om te klap. Ons doen wat ons kan met wat ons het. Dit is moeilik, baie van ons werk. Ons het day jobs, as ek dit so kan stel. Ons kan nie bekostig om nie te werk nie, want dit is maar ons inkomste. En die bietjie vrye tyd wat ons het, soos na ure in die aand, wat naweek het, dis maar wanneer ons daai tyd opoffer wat ons kan spandeer gewoonlik met ons families en aan onsself. Ons offer dit op vir UIM, ons offer dit op vir waarmee ons besig is. So ja, ons is baie dankbaar vir die mense die wat betrokke is, wat aktief betrokke is in die UIM. Daar's baie ondersteuners daar buite. Daar's baie mense wat ons volg op sosiale media, maar ons het so 'n handjie vol, sien ons so 20 of 30, miskien meer mense wat regtig aktief betrokke is in die UIM. Dis mense met wie ek elke dag praat, met wie ons gereelde vergaderings het in die aand, en almal van hierdie mense, hulle word nie 'n sent betaal. As dit van my afgehang het, en as dinge anders was, sou ek elkeen van hulle wou permanent aan my sy hê, en hulle betaal vir goed daarvoor, want jy kan nou dink, as ons reeds reg gekry het, wat ons reg gekry het, en as ons kan doen wat ons doen, met die bietjie tyd wat ons het, kan jy nou net indink, as ons almal, al ons tyd, kan bestee aan die UIM en waarmee ons besig is. Ek bedoel, jy kan die somme doen, wat sal ons dan nie reg kry? Maar dit is maar moeilik, maar mense se gesin, met die mense in UIM, hoe sê hulle, they're a special bunch. Dis mense wat baie lief is vir Suid-Afrika, is mense wat baie lief is vir die mense van Suid-Afrika. Ons is mense wat hier wil wees, ons wil nêrens anders heen gaan nie, maar ons wil ook nie sit en kyk hoe hierdie land besig is om die drein af te spoel nie. So, en dis maar moeilik, ons kry baie kritiek. As van ons wat bietjie, hoe sê hulle, skeletons in die kas het, wat bietjie geskiedenisse het. Ons praat byvoorbeeld van ons president Neil. Hy het maar 'n pad gestap in sy lewe, maar hy is al 56 jaar oud. Hy het al 'n paar verkeerde besluite in sy lewe gemaak, soos wat ons almal al gemaak het. Maar hy het opgestaan en hy probeer regtig 'n verskil maak, soos wat die res van ons ook gedoen. En dit is jammer om te sien dat mense daar buite nog partykeer kritiek lewer. Ek voel dat jy hoef ons nie te ondersteun nie, jy hoef nie van ons te hou nie. Ons is dalk nie almal se cup of tea nie, soos ek sê, daar is 650 ander opsies vir julle daar buite. Maar as ons goed probeer doen en ons probeer regtig 'n verskil maak, as jy dit dan nie wil ondersteun nie, bly dan net weer stil, moenie kritiek lewer. Want daar's baie min mense in hierdie land wat die guts het om op te staan en hulle self, op daar in die frontlines te gaan sit. Want hoe sê hulle, dit is 'n groot verantwoordelikheid en dit kom met, hoe sê hulle, die hoë bome van die meester. Daar's party van ons wat se families al daaronder gelei het. Maar jy moet maar 'n dik vel hê. As jy hierdie ding wil doen, moet jy maar 'n dik vel hê. Gelukkig, die oorgrootste meerderheid van die mense daar buite ondersteun ons. En hulle tel ons op. As ons bietjie, hoe sê hulle, as ons down is, dan tel hulle ons op. Hulle bid vir ons, hulle ondersteun ons. Ons kry soveel positiewe boodskappe elke dag. So, dit is, mense is geneig om te fokus op die negatiewe, maar ek dink ons het vinnig, 2021 was 'n aanpassing vir ons, maar ons is nou oor daai. Ons word nie meer afgeskrik nie, hoe sê hulle, people don't phase us nie. Ons is doelgerig, ons het 'n plan, ons het 'n visie, ons het 'n missie, en dit is waarvoor ons werk. Dit is waarvoor ons tyd opoffer, dit is waarvoor ons baie dinge opoffer, en niks en niemand gaan ons keer. En ek bedoel, ons is nie militant nie, ons doen hierdie als, ons is almal gelowige mense,
ons doen hierdie op die regte ding, maar ten minste doen ons iets. Ons staan op, ons vat die kritiek, ons vat dit op die ken, ons praat die waarheid en ons is aktief betrokke. Ons is die keyboard warriors. Absoluut. En ons groei baie. Ons die laaste 2 jaar het ons nogal geweldig baie gegroei en ek dink daar's groot dinge wat vir ons voor lê. En ek dink daar's baie mense wat voel soos ons voel. Hulle dalk net nie die platform nie en dit is wat ons vir hulle bied. Ons bied vir hulle 'n platform om te kom waar hulle kan wat hulle die geleentheid gaan gee om te kan betrokke raak op 'n politieke vlak om 'n verskil te maak in Suid-Afrika. Dit is ongelukkig nou maar net hoe dit is. Dit is hoe ons stelsels werk in Suid-Afrika. Daar's sekere dinge wat jy net op politieke vlak kan regkry en doen. En ons beklei hard om by daai plekke uit te kom waar ons moet wees om daai gesag te hê en daai authority om daai tipe van besluite te kan maak. Soos ek sê, ons kan vir mense nou vanaand sê wat is ons blueprint vir 'n beter Suid-Afrika en wat is ons, hoe sê 'n governance plan as hulle ons sou verkies, maar tot ons nie in daai posisie geplaas word, gaan ons nie vir die mense kan wys wat ons regtig wil doen en weet aan hulle bewys dat ons we say what we say, we mean what we say and we ons praat nie net. Ons is nie net werk nie, ons binne. Ja, nee. Jacques, ek wil gou net hier terugkom na Stella toe. En ja, Stella, my apologies. As you said, I think my message was misunderstood. Yeah, definitely, but that is my apologies for that. It's my mistake. Sy sê, I am a UIM member and just wanted to know if I was on the right WhatsApp group to able to listen. Absolutely proud to be a UIM member, but I have more backbone than all other parties put together. Stella, thank you very much. And I hope you haven't been put off tonight and that you will be a more staunch supporter after tonight, even more. And maybe you should consider to become maybe a representative as well for the UIM. But I think next week we're going to touch on that section of the UIM. But daar nie te veel dinge is vanaand nie. En dan ek sien hier, Jacques, ek sê die fone hop op. Sy sê hierdie eens van Erlita af, sy sê thanks for please thanks Aideen from me to from Eldeen from Erlita sê baie dankie Eldeen ook vir al jou bydrae en goed seker te maak wat alles werk en dan sê ek hierso klaarheid op weeg sê the UN is driven by a passion for the people working on the ground to make a real difference in the community. Thanks for you Prof en SG Clara van Sail. En dan is die een van Crystal af wat sê van die amptelike website boodskap bladsy gaan afhaal het van die radiostasie af wat daar gesit van Benjamin would like to say thanks for the party that focus on the people and not on their pockets. En dan is die ander enetjie wat sê looking forward to hearing from SG Jacques and Professor Aubrey Leon here from Edenville, Gauteng is ready for change. I have a question if the UM is selected to run the country. What is the UM stance on the current affairs between South Africa and other countries, especially America? En dan die ander ene wat van daar af kom is thank you Jacques Taldert and Prof Aubrey, great show. We are reaching more and more people. We will go from strength to strength. Our track record and actions speaks to us. Nou, Leon, daai vraag van jou sal ons oorhou. Ons gaan hom nie weggooi nie en wegraak nie. Maar ons gaan hom nog vir jou antwoord, maar dit sal definitief nie vanaand wees nie. Want ons vanaand is meer 'n bekendstelling waar die UIM vandaan kom, wie die UIM is en wat hulle doen in dit. En Jacques, dit bring my by my volgende vraag. Julle het nou die politieke partye is gestig in 2011 en nou moet daar natuurlik 'n struktuur wees. Ons almal weet Neil de Beer is gekies. En ek neem nie aan hy het homself gekies om die president te wees nie, want ek kan nie sien dat dit doel is hoe hy sal wees nie. Jy wat nou van 19 jarige ouderdom of met hom 'n pad geloop het, en jy was ook nou betrokke met die stigting van hierdie politieke party van die UIM.
Nou ons weet dat die visiepresident is Fatima. Kan jy vir ons net so 'n bietjie agtergrond gee? Hoe het julle op die struktuur gekom? Hoe was die besluite geneem? Wie was betrokke geweest om te sê, right, Neil president, Fatima visiepresident, Jacques Taller sekretaris-generaal en dan natuurlik wie die hoofsweep en daai tipe mense en so aan. Hoe het julle daarby uitgekom? Prof, ja, ons was op daai stadium, soos ek sê, die sprake van om 'n politieke party te vorm het eers begin. Ons het eers daaroor regtig begin praat so in, ek dink dit was in Mei 2021. Voor dit was ons nog, het ons nog gesê, ek gaan nie betrokke raak by politiek nie, ek is daar as 'n adviseur en Neil gaan hardloop as 'n independent kandidaat en ons uit sy ondersteuningsstrukture rondom hom en die mense om hom wat hom ondersteun. So daai sprake het eers begin in Mei maand, want die oomblik toe ons begin praat daaroor, het ons toe met die mense wat op daai stadium nog betrokke was, wat betrokke was met die liefdadigheidswerk, ons het dit met hulle bespreek. Hulle het natuurlik net van selfsprekend dat hulle toe gesê het, wel, daar's net een persoon wat dit kan lei op daai stadium, dit was Neil, dit was dis waar alles begin het. Neil was die center point, wat almal wat met mekaar te doen gekry het op daai stadium mekaar ontmoet het, as gevolg van hom. En ons het op daai stadium met ons, weet jy wat die Afrikaanse woord vir 'n custodian, ons het 'n custodian gehad van die UIM. En hy en Neil het my eendag uitgenooi vir aandete en hulle het met my gepraat en vir my gevra of ek permanent wil betrokke raak by die NPO nie, en toe het hulle gevra of ek sal CEO wees van die non-profit organisation. Ek het toe gesê, dis reg, en ek het toe, ek dink 2 weke daarna, toe trek ek Kaap toe. En dis in daai tyd wat ek in die Kaap was, wat ek daar saam met Neil gebly het, ons het daar op 'n erf gebly, waar daar was 3 cottages op die erf, en dan 'n groot huis, en ek het in een van die cottages gebly by Neil, want ons was besig om hierdie ding te bou, sodat dit nie gehelp dat ek nog in Pretoria bly, en hy is in die Kaap nie, so. En ek het op die einde van die dag omtrent 2 jaar daar saam met hom gebly. En ons het toe nou elke aand gepraat en gesit en gepraat oor die politiek en waar gaan ons met hierdie ding en hoe wil ons hê moet hierdie ding werk en soos wat ek sê, met al die gesprekke wat toe nou plaasgevind het ons toe nie uiteindelik besluit om die party te stig. En die party is toe gestig en toe het ons natuurlik nou in ons konstitusie het ons strukture nou 'n bietjie verander en die benaming van ons strukture en die posisies het verander. Ons was baie besigheidsgeoriënteerd gewees in die begin. Ons het gesê ons wil nie hierdie laat klink soos 'n tipiese politieke party nie. Ons het name soos CFO, Chief Financial Officer en CEO. Ons wil besigheidsstrukture hê in die UIM. Ons het toe nou uiteindelik besluit ons nou daarteen toe sê ons wil nie mense nou confuse, ons nie mense die mekaar maak nie. Mense moet weet ons is 'n politieke entiteit en toe het ons nou gekom op die name wat ons nou het, jy weet, sekretaris-generaal en nasionale voorsitter en president en visiepresident. Ons het nie 'n visiepresident gehad op daai stadium nie. Die mense wat op daai stadium nog betrokke was in die UIM, ons het sommer so vinnig National Executive Committee op die been gebring en gestig. En daai mense wat van die begin af betrokke was gekies tot daai komitee. En Neil het my toe eendag terwyl ons in Pretoria was, ons het 'n landwyse toer gedoen in Suid-Afrika, baie suksesvolle landwyse toer. Ek dink daai toer is waar die UIM basies gevestig. Ons het reg deur die land gedoen. Ons was oral gewees. Ons het 40 dae was ons op die pad gewees. Ek dink dis een van my gunsteling memories, as ek dit so kan stel, daai toer wat ons op was. En Neil het toe vir Fatima ontmoet. Ek dink Neil het haar gevolg op sosiale media, maar sy het een aand het ons 'n praatjie gedoen hier in Pretoria en sy het deurgekom vir die praatjie. Ons het in 'n skoolsaal gepraat. En sy het toe deurgekom en sy het die praatjie bygeloop. En na die tyd ek het vir Fatima ontmoet en Neil het my na die tyd toe ek en hy in ons by die hotel was, sit ek en hy weer gesels tot vroeg in die oggend. En toe sê hy vir my, wat dink ek van as ons vir Fatima aanstel as visiepresident? Sê ek ken nie Fatima so goed nie, maar wat ek gesien het, sover hou ek van. En hy het toe gesê, hy gaan met Fatima praat en hoor of sy sal belangstel, dan moet ek reël dat ek en sy koffie gaan drink by die Wimpy in Silverton.
So ek het vir Fatima gebel en ek het vir haar gesê, Fatima, dis Jacques, het jy tyd vir 'n koffie daar by Silverton, by die Wimpy, en ek het haar daar gekry, en ek en sy daar vir 'n uur gesit en gesels en koffie gedrink, en ja, ek het daarna vir Neil gebel te sê, ek vir hom, Neil, ek dink jy's Nicole, ek dink sy's definitief die regte persoon, en Neil het haar toe gebel en het haar amptelik aangestel, en dis waar sy toe nou, dis hoe sy visiepresident geword. So, ek sou jammer as ek nou nie verskriklike groot war stories vir die mense kan vertel nie. Hulle lag seker nou en dink, jy weet, dit is nou nie, wat sê woord, spectacular nie, maar dit is bien wat ons is doodnormale mense. Ons is doodnormale mense, soos die rest van die mense daarby, die mense wat ons dien. Ons is niks spesiaals nie. En ek bedoel, so simpel soos 'n eenvoudige koffie by 'n Wimpy. Dit is soos ons visiepresident aangestel het. En ons was nog nie 'n oomblik spyt gewees nie. Ons het nog nie 'n oomblik teruggekyk nie. Fatima is, sy's 'n meubelstuk in die UIM, en sy gaan nog baie lank betrokke wees in die UIM, en sy self in eie reg groot aktivis en kampvegter. Sy is ook ons een raadslid in Johannesburg. So ja, dis waar ons pad met Fatima begin. Ons het ons konstitusie al baie gewysig oor die laaste 4 jaar. Jy weet, mense moet besef, nie een van ons is gesoute politikuste nie. Nie een van ons, as ek nou met jou baie eerlik kan wees, as jy praat van 'n bucket list van 100 dinge wat ek in my lewe wil doen, was politiek seker nommer 101. Dis die laaste ding in my lewe wat ek wou betrokke raak en wil doen. Ek het per toeval betrokke geraak, maar hoe meer ek betrokke geraak het, en hoe meer ek begin saam met Neil uitgegaan het, en wat ons liefdadigheidswerk gedoen het ek 'n groot liefde en passie begin ontwikkel vir dit wat ek doen, en vir die mense wat ek al ontmoet het in die laaste 4 jaar. Glo my, ek het al baie mense ontmoet. En ek sien myself op geen ander plek, dis presies hier waar ek nou sit. Ja. Fatima voel presies dieselfde. So, strukture het al baie verander, ons het dit al seker 10 keer verander. Jy weet, ons verander ons konstitusie, dan sê ons, okay, ons gaan dit nou so doen, dan doen ons dit vir so 3 maande so, dan sien ons nee, dit werk nie lekker nie, dan verander ons dit weer, dan doen ons dit weer so, en dan na 'n paar maande sien ons weer nee, dit het nou nie so lekker gewerk soos ons gedink het gaan werk nie. So het ons dit maar verander, tot ons nou basies nou, hoe sê hulle, gesettle het op die strukture wat ons nou het, en wat ons nou besig is om te bou en te groei. Dit het baie tyd gevat, dit het ondervinding, ons moes eers die ondervinding opdoen, ons moes die kennis opdoen, so dis nie 'n ding wat jy net, nou so Rome wasn't built in a day, so dit het nou nie in 'n maand reg gekry nie, dit is 4 jaar se trial and error wat ons gebring het waar ons nou is, en ons het baie geleer, baie ondervinding op te doen, ja, en nou gaan dit goed. Ja, dit is, weet soos ek sê, toe jy nou so praat, dan kom dit by my op platvloers op die grond, né? Dit is die woord, humble, being humble, en dit is, en as ons kyk na wat die woord van vir ons sê, dit is een van die goeie vrugte wat ons veronderstel is om te dra, to be humble. En ja, dan kom ons by die integriteit uit, ons kom by die eerlikheid uit, die regheid uit, en dis meer. En ek sien ook hier so, Alita sê, solid and realistic beginning, and now we can make a name for UAM. Thank you, SG and Prof. Aubrey, for this incredible show. Well, Alita, let me put it this way, this is the first one of many to come. And if you think tonight is incredible, watch this space, it's going to be more and more incredible. Jacques, ons tyd is besig stadig, en verseker is ons uurglas vanaand besig om uit te loop. En ek wil vir jou vra dat ons volgende week wanneer ons opkom, want daar is so baie vrae nog wat ons vanaand eintlik wil oorgesels het en meer wou gedeel het, en dat ons volgende week miskien bietjie gesels oor die 2021 verkiesing, waarin die UAM sy eerste munisipale verkiesing waar hy deelgeneem het, volgens my navorsing, en dan wat het gebeur met die 2024 nasionale verkiesing, en dan natuurlik die groot ene wat voor die deur is die 2026 of moontlik 2027 verkiesing. Ons gaan maar nog sien die ANC beheerde regering wat hulle besluit hoe hulle spanner daar wil ingooi tot hulle voordeel. Dat ons miskien bietjie daaroor volgende week
bietjie verder kan gesels in dit. Maar as ek met die luisteraars nou, as ek mag deel en asseblief, as jy dink ek is help my graag reg dat jou visie en missie op hierdie stadium is op die UAM vir die opbou na 2026 is om elke vrywillige kandidaat wat huidiglik deel is van die UAM, soos wat al genoem word verteenwoordigers, representatives, en dan die wat hulle hande opsteek as kandidaate vir die volgende munisipale verkiesing, dat ons hulle op hierdie platform onder andere ook gaan bekendstel, en dat Fatima ook vir ons gaan kom kuier, nie een keer nie, ons gaan vir haar kry, sy moet baie kom kuier. Want my beskeie opinie is, julle twee, jy en Fatima, doen so baie op die agtergrond, maar mense weet nie eintlik wie hulle is nie. Hulle hoor die name, maar hulle weet nie wie die mense is nie. En dit wil ons verander. Dat die mens daar buitekant, die publiek, kan sien dat die UAM bestaan uit 'n hele groep, 'n massiewe groep, integriteit, mense van integriteit, en wat daar is om vir hulle op te staan en om hulle te wil dien, soos wat dit vir ons beaam volgens Jesus om dit te doen ook. Ja, Prof, ek wil vir jou dankie sê vir hierdie geleentheid. Dit is as gevolg van jou dat ons vanaand hier kan praat, jy weet, in die reëlings wat jy getref het. Ek wil net miskien vanaand, as ek kan, afsluit en net vir die mense vra, dat hulle asseblief dink aan Neil, dat hulle vir Neil bid en hulle vir Neil en hulle gebede hou. Hy is baie siek op hierdie oomblik. Ek en Neil kom al 'n lang pad saam, ek sou baie meer bietjie vanaand oor Neil spesifiek wou praat en oor my en sy verhouding. Ek en Neil het al 'n lang pad al saam gestap. Ek en Neil al baie dinge gedoen in hierdie lewe. Jy weet, sy passie vir Suid-Afrika en die mense is aansteeklik. Dit het ons almal aangesteek en dis hoekom ons nou sit waar ons sit. Het gaan nie goed met hom nie, hy is baie siek. Hy is nou in die Here se hande. En ons wil net almal vra asseblief, dink aan Neil, ons bid vir Neil. En hierdie party het, ons het, hoe sê hulle, we are going places. Ons het nog ver pad om te stap, daar is nog baie wat moet gebeur, daar is baie wat nog gedoen moet word. Ek vra vir mense om wees geduldig met ons, jy weet, soos ek sê, we are new at this. Maar, jy weet, ons dra we wear our hearts on our sleeves. Jy weet, dit wat jy sien is wat jy kry. Ons is nie hier, as ons nie op die woorde kan kom nie, dan maak ons eie woord nog. Nie een van ons het politieke grade nie, ons is nie schooled in politics nie, ons sê ding soos wat hy is, partykeer kom hy ook sommer helemaal stupid uit. Partykeer maak ons, Neil Ma is baie lief voor ons eie woorde op te, so, hoekom nie? Ons kan ons nou maak wat ons wil, so. Ons doen wat ons kan, ons doen ons best, ons probeer heilig hard, ons doen dit met rein harte, we are sincere in our actions, en ons vra dat die mense ons sal ondersteun. Hierdie is nie net 1 of 2 of 3 mense wat hierdie werk doen nie. Daar is 'n paar mense wie se gesigte julle gereeld sien, en ons het maar ons soos enige ander organisasie, we have our spokespersons, maar daar's baie mense wat in die agtergrond sit, wat 100% baie te doen het met die sukses van hierdie UIM en die diep spore wat ons al reeds getrap het. Ons is definitief, dis hoekom ek sê, we are a united independent movement. Hierdie party bestaan uit baie mense uit. En daar's baie mense wat verskil maak. En dit is die plek. Dit is waar jy wil wees. As jy ons beginsels deel, en jy is daai tipe kaliber mens, wat ons vanaand beskryf het, dan is dit die party vir jou, en dis die plek waar jy moet wees. En ons gaan nie ophou beklei nie. Ons doen hierdie vir ons land, vir ons mense, ons families, ons nageslagte, ons kinders, ons land se toekoms. Ons sit met die beste land in die wêreld. Ons sit met die wonderlikste mense in die wêreld, maar hier is 'n kanker in hierdie land wat genees moet word. En ons is hard besig om 'n verskil te probeer maak. Ja, nee, Jacques, soos ek sê, Neil, hy is in ons gebede aanhoudend. En soos jy reg gesê, dit is in die Vader se hande. En ons glo die Vader het 'n doel met ons, ek weet hy het 'n doel met alles wat gebeur in dit. En
En ons kan die Vader maar net vra, as dit sy wil is, om Neil gespaar te hou vir ons, en om weer op te rig, dat hy die party nog verder vat, en ons het nog baie om te leer by hom, ons kan nog baie leer van hom, almal van ons. Maar Jacques, as daar mense is vanaand, luisteraars is wat nou vir die eerste keer vanaand gehoor het van die UIM, en sê maar, dit is graag wat ek dink waar ek wil wees. Hoe kan hulle met die UIM in aanraking kom? Prof, ek dink die maklikste manier is om ons Facebookblad aan te sluit by ons Facebookblad. Dis waar ons al ons plasings doen. Dis waar al ons kontakbesonderhede en kontaknommers is. Ons is op hierdie oomblik nou nie so, weet ons, we're not featuring on mainstream media as much as we would like to. So, ons is nie op platforms waar mense maklike toegang tot ons het nie. Die enigste platforms wat ons het, is maar sosiale media, dis maar ons Facebook rekening, ons Instagram, ons TikTok. Mense kan ons daar bereik, hulle kan vir ons boodskappe stuur, ons reik altyd uit na hulle toe, stuur vir ons 'n boodskap, ons bel hulle, ons stuur vir hulle boodskappe terug, maar meeste van ons inligting is op ons Facebookblad. Ons het ook 'n webwerf wat ons besig is om bietjie te, 'n makeover te gee. So dit sal een van die dae gaan ons 'n baie grand website wat mense gaan, that'll point people in the right direction. So mense moet maar net geduldig wees, maar hulle kan uitreik op hierdie platform ook, stuur vir ons WhatsApps, ons sal terugkom na julle toe, ons sluit dan by ons Facebookblad, volg ons op TikTok, alles wat julle wil weet van ons af, al ons plasings van daar, dis die platform waar ons al ons plasings doen, en al ons besonderhede ook plaas. So, ek dink dit is op hierdie stadium is dit die maklikste. Ja, of daar sal hulle kan gerus, julle kan gerus daar na die webblad toe ook gaan, die huidige een wat daar is, wat hulle besig is om baie mooi te maak, en meer, sal ons sê, fancy te maak seker, soos wat Jacques genoem het, www.uimsa.org, of anderste kan julle e-pos stuur na info@uimsa.org. En iemand van die administratiewe personeel, soos wat al genoem word, van die sleutelpersoneel, die mense wat aangestel is, wat dit uit hulle eie vrywillige tyd uit doen, sal met julle in kontak kom, en en dan vir julle meer vertel en meer. En op die webblad, as jy wil aansluit, kan jy daar aansluit, jy kan daar gratis aansluit, of jy kan aansluit as 'n lid, en daar is, om 'n betalende lid te wees, gaan ons bietjie volgende week ook oor gesels, as die tyd ons volgende week gaan toelaat, anders sal ons dit op 'n ander stadium doen, maar om vir jou te sê, hoekom en waarom, want dit is, daar is redes daarvoor. Dit gaan nie net oor geld nie, maar daar is absoluut redes daaroor. Jacques, ja, ons het ek sien ons tyd het heeltemal uitgeloop, en ek sê dankie vir Barry vir die vergunning om hierdie rukkie te kan oorgegaan het, en bietjie ekstra tyd kon gebruik het. Jy weet, ons kan hierdie ding eintlik 'n 2 ure program gemaak, en ons gaan nog steeds nie genoeg tyd hê nie. Maar, geliewe luisteraars, volgende week, selfde tyd, op dieselfde plek, is ons terug saam met julle hier op Joy Radio. Moet dit nie mis nie, want onthou, dit is nou instelling. Stel jou kalender, sit dit op jou kalender, stel jou wekker, sodat jy dit nie mis nie. En onthou, kyk uit vir die UIM se Facebook lives, TikTok lives, al die tipe goed. Daar is, ek het 'n voeltjie oorvlei, daar is 'n sprake vanmôre van 'n moontlike podcast wat aangewerk word en daai tipe dinge. Jacques, as die sekretaris-generaal, hy het saam met die span het baie idees. Maar ja, soos ons sê, om alles uit te voer in die einde van die dag, vat 'n bietjie tyd. Dis 'n handjie vol van die core mense wat daar is, wat dit in hulle eie tyd doen om hierdie goed te probeer te materialiseer. Maar glo vir my, jy kan nie verkeerd gaan nie. En ons gaan, soos ons op hierdie program aangaan, vir julle die suksesse, die trane, die hartseer van die UIM, soos wat hulle opbou en voortbou, gaan ons met julle deel. Want hierso praat ons reguit. Ons draai nie doekies om nie, en ons praat waarheid en niks anders as die waarheid nie. Jacques, 'n paar finale woorde vir jou voor ons groet vanaand. Ja, dankie Prof. Soos Prof gesê, daar is nog baie dinge om te praat. Ons moet nog praat oor ons beleide.
Ons moet nog praat oor, dit sal lekker wees om 'n bietjie te vertel van ons 4 jaar reis tot op hierdie punt waar ons nou gekom het. Ons gaan lekker praat oor die verkiesings wat plaasgevind het. Ons gaan ons suksesse deel, ons gaan ons hartseer deel en ons planne vir die toekoms. Dis baie belangrik. Dit is baie belangrik. Ons gaan dit met almal deel. Ons opinies oor sekere wêreldkwessies. Jy weet dinge wat in die nuus is, nasionale nuus, internasionale nuus. Ons sal graag ons opinies daaroor met julle wil bespreek. Ons sienings oor sekere dinge. Daar's baie kontroversiële issues daar buite wat baie partye opinies oor het. Ons het ook ons eie opinies oor baie van daai controversial issues. En ja, ons sal 'n bietjie meer Engels ook praat, want daar's baie mense daar buite wat Engels is, wat ook graag wil luister. Maar dankie, dit was ons eerste poging geweest vanaand. Daar was 'n paar hiccups geweest in die begin, maar ek dink soos wat ons aangaan, party van ons is nog 'n bietjie camera shy, as jy dit so kan stel. So, ons moet nog 'n bietjie gemaklik nog raak voor die kamera en op 'n radiostasie, maar dit sal net beter gaan soos wat dit aangaan. Maar ek wil vir almal wat vanaand wat ingeteken het om te luister, baie dankie sê. Ons nog baie wat ons moet praat oor die UIM, wat ons vir julle moet vertel oor die UIM. Ons het nou vanaand soveel probeer sê in so kort tydjie as moontlik. Maar jy weet, daar's nog baie wat ons vir julle gaan vertel oor die party, oor sy ontstaan. En ek dink ons kan dit miskien jaar vir jaar tackle en vir julle vertel wat dit al na verskillende jare gebeur, goed en nie sleg, soos prof gesê het, maar ons sien uit na volgende week. Amen daarvoor. Baie dankie, Jacques. Luisteraars, geliefdes, baie dankie dat julle ingeskakel het en as ek kyk na die getalle wat deurgekom het, sê dit vir my definitief dat hierdie program gaan 'n reuse sukses word, want daar is 'n behoefte in hierdie land vir regheid praat, vir eerlikheid en geen doekies omdraai nie. Nou ja, ek en Jacques gaan sê vir julle goeienag, goeiemôre, goeie aand, waar jy ook jouself bevind en wat 'n tydsone ook. Onthou die heruitsending van die program is Saterdagoggend 2:00 en dit is spesifiek vir die luisteraars, die oorseese luisteraars en dit, vir die expats en dit, wat hulle ook kan hoor wat in hierdie land aangaan en wat die UIM doen en dit. Maar geliefdes, versprei dit wyd en suid en asseblief, hou Neil de Beer in julle gebede en kom ons bid aanhoudend soos die woord vir ons sê. Aanhoudend. En asseblief sit hom in julle gebedsgroepe, sit hom op julle gebedslysies, en laat ons die Vader vra, dat sy wil sal geskied, wat Neil de Beer aanbetref, en dat sy wil ook sal geskied, aangaande die UIM. Want ek glo, in my hart, en dis ook om die Vader my, wat 'n professor is in teologie, ingebring het in politiek in, want die woord sê, die Vader stel aan, en soos dat ek in my eie woorde sê, hy fire jou ook, as jy nie jou kant bring nie. En so glo ek, is hy besig om die UIM op te rig, om hierdie land reg te ruk. En daarvan gaan ons volgende week verder meer met julle gesels. So van ons kant af, tot volgende week sê ek vir julle, Shalom.